die vraag, bied jy hart, aanhoudend, duidelik aan jou kudde, die verfrissende belewenis van om te drink uit die krib van die kruis? Wat het van dit geword? In ons kerke en in ons bedieninge en in ons kansels weergalm jou bediening, die evangelie, daardie ou tyding wat sondaars beveel om hulle dors te kom les, en nie met die brak water van die wêreld, of met die gal van verval wat kerklik verskaf word in ons moderne tyd nie, maar om hulle dors te kom les daar op Golgotha, in terme van jou bediening, in terme van jou, kom ons sê dit maar, visie en missie, wat is die kol op jou teiken? Waarna hinker jy, waarna smag jy, waarvoor ywer jy, wat wil jy bereik? Waarvoor werk jy? Ja, ek praat met jou wat sorg geneem het vir die kudde van die Here. Jou predikantskap. Is dit waaroor dit gaan? Ywer jy vir die aansien wat daarmee gepaard gaan, of die belewenis van sukses en groei en in getalle, of is jy in hierdie bediening vir die finansiële voordeel wat die kansel dalk vir jou bied? Ek kan nie verstaan hoe predikante iets so heerlik kan verruil vir die drekbevrediging van enige iets anders, soos vol geboue en aansien en getalle en geld en heerlikheid nie. Dis drek in vergelyking met die skoonheid van Christus en die karakter van God en die wese van God in sy mense. Willem het gevra dat ek in Johannes 21 die volgende lees. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom: Ja, Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Baie hartlike goeiemôre van my kant af aan een en elkeen van julle. Ek wil baie dankie sê vir die voorreg van die geleentheid om andermaal weer hierdie jaar saam met julle te kan wees in die woord en in die waarheid van die Here. En ek is regtig begeerig dat daar ook in terme van wat ons doen deur die Here 'n baie mooi uitkoms sal wees, spesifiek in elkeen van ons lewe en ons harte. En dan baie spesifiek ook in elke een van ons bedienings. Ek wil jou nooi om net vir 'n oomblik saam met my te vra dat die Here vir ons helper sal wees in wat ons doen. So kom ons bid saam en ons rig dan ons harte op die hemel en ons pleit by die Here om vir ons vanoggend iets mooi te kom doen met die oog op die lof van sy heerlikheid. So net daar waar jy dan sit, kom ons spandeer net 'n oomblik in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ek dan nou ook vandag onbeskaamd in die konteks van ons samesyn na U toe kan kom met 'n belydenis ook van my eie afhanklikheid. Dankie vir die versekering van U woord en die belofte dat wanneer ons saamkom in U naam, dan sal U ook in ons midde wees. En dankie vir die oortuiging van die Bybel dat U dan ook gerig is op U eie waardigheid en dat ek vandag die vrymoedigheid kan neem om sensitief te wees, Here, in die sin en U ook daarop te wys en vir U te vra dat U terwille van wat U werd is en terwille van wie U is, dat U ook sal reageer op die wekroep van ons harte en dat U deur U woord en die werking van U Gees in hierdie dag ook vir ons sal kom bedien en ook vir ons sal transformeer spesifiek met verwysing na ons onderwerp en na ons bedienings, Here, daar waar ons onderskeidelik dan staan in diens van die Here, dat U Uself ook sal verheerlik in ons en hierdie dag sal toerus om te kan wees op 'n verantwoordelike wyse, Here, te kan omgaan met dit waaroor U ons aangestel het. En dis my gebed, Here, mag ons dan nou in hierdie oggend vanuit die Here beleef, die glimlag van God se mense,
in God se teenwoordigheid, rondom God se woord, om te luister na God se stem, en om na gelang daarvan verander te word, na God se beeld, sodat God in ons en deur ons verheerlik kan word. Amen. Ek wil jou nooi om vanmôre jou hart oop te maak, saam met my by die alonbekende woorde van Dawid, en weliswaar in die 23ste Psalm. Soos jy nou jou Bybel saamgebring het, dan maak jy saam met my oop en jy blaai. Ek dink vir sommige van ons, meeste van ons, een van die geliefkoeste psalms. Die Here is my herder, die 23ste Psalm, en die bedoeling met die kort oomblik wat ons saam het vanmôre is om dan ons harte te parkeer by die onderwerp of by die konsep van Bybelse herderskap. So julle sal nou gesien het in die program, herders in die Ou en in die Nuwe Testament, en die bedoeling was eintlik om 'n Bybelse teologie aan te bied ten opsigte van herderskap. Maar ek dink julle sal verstaan die grootsheid van die tema, as ons dit vanuit 'n Ou en 'n Nuwe Testamentiese se benadering sou hanteer, mag dalk vir die kort wyle wat ons het eintlik iets wat oorweldigend wees, en ek het dit goed gedink om aan te spreek wat ek dink ons veronderstel is om aan te spreek, maar om dit pastoraal te doen en om dit baie spesifiek te doen vanuit Dawid se belewenis en vanuit Dawid se belydenis van die Here. So ons wil vertoef by Bybelse herderskap en dan baie spesifiek Jesus se bevel, pas my skape op, om daarna te kyk as 'n bewys van ons belydenis dat ons die Here liefhet. En ek kon nie aan 'n ander meer gepaste gedeelte dink om saam met julle by te vertoef as hierdie geliefkoeste Psalm nie. Nou, in die gedeelte soos wat u weet, word ons voorgestel by wyse van Dawid se beskrywing van die Here aan die pastorskap van God. Dis die kerngedagte, dis die sleutelgedagte, die openingsgedagte, die aanvangsidee, waar die skrywer begin. Die Here sê hy is my herder. Dis die kruks van wat deur die psalmis gekommunikeer word, en die res van die psalm word eintlik maar vanuit hierdie stelling ontgin. So daar's hierdie alles oortreffende realiteit van God wat die pastor van sy mense is. En ons dink waarskynlik te min aan die Here in hierdie spesifieke verband. Wanneer ons aan God dink of oor God dink, doen ons dit op baie maniere, maar dalk waarskynlik te min in terme van herderskap, in terme van pastorskap. Maar dis nie vir die Bybel ongekend om die verwantskap van die Here met sy mense uit te druk in terme van 'n herder teenoor sy kudde nie. Die psalmis sal sê, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide. As 'n mens sensitief luister, ons is die skape van sy hand. En dan op 'n ander plek by wyse van die profeet sê die Bybel oor ons, hy sal sy kudde lei soos 'n herder, en die Here sal die lammers in sy arms vergader, en hy sal hulle aan sy bors dra, en die lammeroeie sal hy saggies lei. Johannes in sy openbaring van die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy. En die terminologie, die beskrywing van wie God is vir sy mense, in die konteks van waaroor ons praat vandag, is regtig aangrypend. Nou gegeewe dat ons dan aldus die Nuwe Testament, en hierdie is nou belangrik, gegeewe die feit dat ons, wat tot die pastorale bediening geroep word, onderherders van die opperherder is, met verwysing na Petrus se beskrywing, word 'n mens na gelang van 'n besef van God se pastorskap gedring en gedwing om eintlik die vraag te vra met die oog op die pastorale bediening, versinnebeeld my roeping en versinnebeeld my gemeentelike bediening, luister, die herderskap van die Here. Hy wat dan nou die opperherder is en ek die onderherder, versinnebeeld my roeping, die pastorskap van God. En sou 'n mens in hierdie opsig nadink oor waartoe jy geroep is as predikant, bring dit jou by die besef dat ons aardse herderskap
geen ander mandaat kan hê as dat die herderskap van die Here in en deur ons gemeentelike bedienings gestalte moet kry nie. Ons is geroep om vir die Here se mense te wees wie hy is, ook in die uitleef van ons predikantskap. En ek wil jou nooi om na gelang van hierdie beskouing en baie spesifiek hierdie mandaat dan, herderskap, Jesus gesentreerd te ontgin, om dit Christus-sentries te doen, om na die Psalm te kyk, jou bediening te evalueer, Christus gesentreerd vanuit Dawid se getuienis. Nou julle gaan agterkom, ons gaan redelik vinnig beweeg, want ons tyd is uiters beperk. So ek gaan waarskynlik iets uitwys en dan 'n toepassing maak met die bedoeling dat jy verder sal dink in jou eie tyd en teen jou eie tempo en pas. Herderskap, 'n Bybelse teologie vanuit die Psalm. Maak saam met my enkele waarnemings. Hier sy getuienis, die Here is my herder. Wat behels die pastorskap van God, wat jou eie pastorskap dan ook moet behels? Wel, in die eerste plek, daar is baie duidelik wat 'n mens sou kon noem goddelike rus, en daar is goddelike versadiging. Want dis wat die skrywer sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, maar dan in die tweede vers, die eerste gedeelte, hy laat my neerlê, julle ken dit. Julle hoor dit nie vandag vir die eerste keer nie, in groen weivelde. En hier is duidelik twee essensialiteite ter sprake. Hier sprake baie duidelik van rus aan die een kant, en hier is duidelik baie sprake van versadiging aan die ander kant. Die aksent is daar in die sin dat die goeie herder weet, dat hierdie kudde wat aan hom toevertrou word, hierdie twee dinge kort kom. Hierdie twee noodsaaklikhede moet aan hulle gebied word, en daarom neem hy dit op hom om hulle te lei na en aan hulle te verskaf 'n geskikte weiveld. Hy bied aan hulle 'n plek, 'n oomblik waar hulle self kan neerlê. Hy bied aan hulle in beginsel 'n tuiste waar hierdie kudde dan tot rus kan kom. En hiermee saam bied hy aan hulle 'n geskikte plek waar hulle tot versadiging gevoed kan word. Daardie behoefte om vervul te kan word eerstens en bovenal aangespreek deur die herder. Nou, in terme van God se intensie, in terme van God se bedoeling as dit kom by die verlossing van sy mense, rig die Here Jesus Christus dan met verwysing na homself hierdie einste wekroep, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Met hierdie einste belofte, en ek sal aan julle wat? Rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en ek's nederig van hart. En dan weer eens, en julle sal rus vind vir julle siele. En wanneer hy andersins in konfrontasie is met mense en sy eie identiteit verklaar en die bedoeling van sy roeping verklaar, dan sê hy mos vir ons, ek is die brood van die lewe. En dan nooi hy ons mos uit om te kom aansit by die tafel van sy persoon en van sy werke, sodat ons dan nou ook tot rus kan kom, en sodat ons dan nou ook tot versadiging kan kom. En in die lig van God se pastorskap en die realisering daarvan in ons bediening in die pastoraat, moet 'n mens sekerlik vir jou vra, jouself vra vanoggend of hierdie eienskap dan van rus en versadiging ook kenmerkend is van waarmee jy besig is, daar waar die Here jou geplaas het. Ek wil vir jou vra vanoggend of dit die tipe herderskap is wat jy as predikant bied en wat jy verskaf aan die kudde wat die Here aan jou toevertrou het. Ek wil jou vra of jy die mense van die Here versorg en of jy die mense van die Here versadig vanuit jou kansel en op watter wyse moontlik met die groen weivelde van Jesus Christus se persoon en werke. Asof jy deurlopend, onophoudelik, aanhoudend hulle self blootstel aan wie Jesus is en aan die verdienstlikheid van wat hy verwerf het, sodat hulle kan ophou om onrustig te wees ten opsigte van hulle eie ongeregtigheid en hulle eie verwerplikheid voor God, en dat hulle kan kom neerlê daar by dit wat Jesus vir hulle gedoen het.
en dat hulle kan aansit aan die feesmaal van wat hy aan hulle verskaf het, en dat hulle daarop so 'n manier tot rus kan kom. Ek wil vir u sê vandag, dit het 'n bedreigde spesie geraak in die geleedere van die kerk. Dis asof ons arm is in hierdie spesifieke opsig, asof ons herderskap nie meer sorteer onder hierdie spesifieke vaandel nie, maar dis die oorhoofse taak wat jy het, om die mense van die Here te lei, en te versorg en te versadig, met die een wat hy aan ons verskaf het, die pastor van die hemel, wat ons bring tot versadiging in sy seun, die Here Jesus Christus. Hierdie herderskap kom tot gestalte in wat 'n mens sou kon noem goddelike verfrissing. Let op die tweede gedeelte, die B-gedeelte van die tweede vers. Hy lei vir my, of hy laat my neerlê in groen weivelde. En dan hierdie uitspraak wat jy ken, na waters waar daar rus is. Hy lei my heen. Dit hoef nie verduidelik te word dat water 'n lewensgewende noodsaaklikheid is nie. Veral in die konteks van die Psalm in die dorre klimaat van die Midde-Ooste, waar water 'n werklike skaarste was dit die verantwoordelikheid van die herder om sy kudde in die lewe te hou, deur hulle knap te lei, deur hulle bekwaam te lei na hierdie verfrissende, lewegewende kommoditeit. Nou ook in terme van hierdie noodsaaklike verfrissing stel die herder van die hemel geensins te leer nie. Het jy nog nooit gelees nie? Het jy dan nog nooit gehoor nie? Het jy nog nooit jou hart gespits en jouself attent ingestel op wat God sê nie? Elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in aller ewigheid nooit dors kry nie. Ons Here Jesus daar in sy ontmoeting met die vrou by die put, terwyl sy kom met haar aardse behoefte, kyk hy in haar hart en hy sien die ware behoefte, hy sien die hemelse behoefte, en terwyl sy parkeer by die tydelike, spreek Jesus aan dit wat ewig is. Die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Jy nog nooit aggeslaan op die uitnodiging van die hemelse pastor nie. As iemand dors het, laat hom na my toe kom. Laat hy kom drink. Hulle sal nie meer dors hê nie, sê Johannes, van die lam wat in die middel van die troon is, sal vir hulle lei na lewende waterfonteine. Is dit die tipe herderskap wat jy as pastor aan jou mense verskaf? Hier is jou bediening vanoggend onder die loep van God se pastorskap. En hoe die herderskap van die Here vir sinnebeeld behoort te word en wat jy doen. Hier is die vraag, bied jy hart aanhoudend duidelik aan jou kudde die verfrissende belewenis van om te drink uit die krib van die kruis? Wat het van dit geword? In ons kerke en in ons bedieninge en in ons kansels weergalm jou bediening, die evangelie, daardie ou tyding wat sondaars beveel om hulle dors te kom les, en nie met die brak water van die wêreld of met die gal van verval wat kerklik verskaf word in ons moderne tyd nie, maar om hulle dors te kom les daar op Golgotha. Daar waar Jesus Christus die dors ly van God se onguns, daar waar hy die beker drink van God se oordeel, sodat hy die geestelike dors kan les van elkeen wat in hom glo. Dis Bybelse herderskap. Dit behels goddelike verkoking in die eerste gedeelte van die 3de vers. Hoe kan dit dan anders? Hy verkook my siel. En trouens terloops gemeente, net sodat jy dit nie mis nie, kan u insien dat hierdie alles die werkinge van die Here is. Dis hy en hy en hy en u en u. Dit vloei net voort van uit wie God vir sy mense is. Dit val 'n mens op as ons moeite doen met die teks, dat die woord verkook hier letterlik verwys na om iets te neem en dit terug te draai. En veral dan in die sin van om iets terug te draai of terug te neem na sy oorspronklike kondisie. So wat Dawid eintlik sê is dat die Here as sy herder die een is wat hom restoreer. God herstel my en hy restoreer my en hy neem my terug na dit wat ek oorspronklik bedoel was om te wees
gee jou herderskap in hierdie verband gestalte aan God se pastorskap. In terme van jou bediening, in terme van jou, kom ons sê dit maar, visie en missie, wat is die kol op jou teiken? Waarna hinker jy, waarna smag jy, waarvoor ywer jy, wat wil jy bereik? Waarvoor werk jy? Ja, ek praat met jou wat sorg geneem het vir die kudde van die Here. Jou predikantskap. Is dit waaroor dit gaan? Ywer jy vir die aansien wat daarmee gepaard gaan, of die belewenis van sukses en groei en getalle, of is jy in hierdie bediening vir die finansiële voordeel wat die kansel dalk vir jou bied? Een van die mooiste getuienisse in die Nuwe Testament in hierdie spesifieke verband kom uit die mond van Paulus as hy skryf van die kerk in Kolosse. In Kolossense hoofstuk 1, daarby vers 28 en daarby vers 29. 'n Mens moet vertoef in jou hart en by jou in jou gedagtes as jy gedeeltes soos hierdie lees. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens met elke moontlike wysheid, of met alle wysheid onderrig en leer, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Daarvoor arbei ek en daarvoor stry ek volgens sy krag, wat in my werk met krag. Paulus, hoekom doen jy wat jy doen? Of kom ons vra die vraag so, wat doen jy? Ek verkondig Jesus. Nou hoe doen jy dit? Ek onderrig elke mens en ek vermaan en ek leer met alle wysheid. So wat is die kol op die teiken? Luister net vir oulaas om elke mens in Christus Jesus voor te stel. Met ander woorde, die bedoeling met die bediening is sodat God in en deur sy mense gestalte kan kry, sodat hulle herstel kan word na sy beeld en na sy gelykenis, want niks kan troef die intensie en die pragt en die praal en die skoonheid en die heerlikheid van God se bedoeling met die werke van sy hande, wanneer dit kom by sy mense nie. Daar kan nie 'n meer verhewe en 'n hoër roeping wees as die begeerigheid van jou hart om deur die versorging van jou kudde te sien hoe die majesteit van God in jou mense gestalte kry nie, en hoe God dan deur die bediening van die pastoraat mense restoreer na sy beeld en na sy gelykenis en op so 'n wyse homself verheerlik in die geleedere van sy mense. Ek kan nie verstaan hoe predikante iets so heerlik kan verruil vir die drekbevrediging van enige iets anders, soos vol geboue en aansien en getalle en geld en heerlikheid nie. Dis drek in vergelyking met die skoonheid van Christus en die karakter van God en die wese van God in sy mense. As jy met ander motiewe in die bediening staan, vra ek vir jou, hoe durf jy Peter aan die intensie van God met jou roeping? Hy verkoop my siel. Die pastor van die hemel verskaf aan sy mense goddelike verheerliking. Die laaste gedeelte van die 3de vers, hy lei my in die spore van geregtigheid, en dan daardie kwalifiserende uitspraak waarvan ons al hoe minder wil weet, om sy naam ontwil. Om sy naam ontwil. Luister na wat ek probeer kommunikeer in terme van die werke van die Here, vind hy geen groter motief as sy eie waardigheid nie. Oordink net vir 'n oomblik wat ons besig is om vir mekaar te sê. Die grootste dryfveer agter alles wat God doen, is die meriete wat hy vind in homself. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Jy moet verstaan as predikant dat buiten die meriete van sy eie verdienstelikheid beweeg die Here God in geen van sy werke nie. Jy moet verstaan dat 'n gesentreerdheid op die lof van sy heerlikheid is inherent deel van sy goddelikheid. Dat God buiten homself die kosmos kan deurkruis en deursoek en nêrens elders iets groter of beter of meer sal vind om hom te motiveer om te doen wat hy doen as sy eie waardigheid nie. Hoekom sukkel ons om vrede te maak met die God-gesentreerdheid van God? En met verwysing
na ons herderskap. Kom ek vra vir jou geliefde dominee, jy luister na my vandag, en selfs net as kind van die Here, kan ons hierdie belydenis handhaaf, dat in al die aktiwiteite van ons pastorskap, kan ons in opregtheid staan by die belydenis van die Psalm, in terme van ons intensies om sy naam ontwil. Kom ek vra dan die vraag vandag, wat het geword van God se eer bo alles en meer as alles? Jesus het gesê, pas my skape op. Sy naam is uitgeroep oor die mense wat onder jou sorg geplaas het. Wat hy onder jou sorg geplaas het. En nou sê ek vir jou in liefde, en ek sê dit sagkens, maar ek wil dit hard sê en duidelik sê, en ek wil dit opreg sê, ek dink in 'n oogwink is die kerk grootliks gekelder in hierdie spesifieke verband. Die eer van die Here in 'n sekere sin is gekaap deur die versadiging van menslike begeerigheid. Die verdorwenheid van humanisme, die behaag van die mens, die streel van jou wil en van jou voorkeure en van jou begeerigheid. Met 'n demoniese verstaan van liefde en onder die vaandel van wat genoem word 'n ruimhuis word die vlekkelose parel van God se eer vir die varke gegooi. Mag die eer van die Here se naam nooit van jou herderskap vervreem word nie. Hierdie pastorskap vanuit die hemel behels wat 'n mens sou kon noem vierdens goddelike verskansing. In die 4de vers, al gaan ek dan ook deur hierdie dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want Here, U is mos met my en U stok en U staf vertroos my. Nou let op, hier sprake van 2 verskillende items hier. Aan die een kant die liefdevolle teregwysing van die herderlike staf, en dan aan die ander kant die afweer van die dodelike bedreigings en gevaar met die wapen van 'n stok. Moenie hierdie 2 dinge verwar nie. So, wat ons in die Here vind, inderdaad is 'n pastor wat vir sy mense stry. Een wat deur sy lewe en deur sy dood vir hulle gestry het teen die vyand van hulle sonde en van hulle vrees en van die dood en van die hel. Ons het een wat steeds elke aanslag op ons kuddeskap afweer, op grond van wat hy vir ons verwerf het. Hy leef om vir ons in te tree, en jy kan maar probeer, maar wie kan beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God, want hy is die een wat hulle dan regverdig verklaar. Hy stry vir sy mense. Tot die uiterste toe stry hy vir die behoud van sy kudde. Die gedagte aan verskansing is eintlik maar letterlik die oprig van 'n heining. Die oprig van 'n struktuur met die bedoeling om te verhoed, om 'n aanslag af te weer, om te beskut en om te beskerm, om te verdedig. Die aanslag van die wêreld, die drek van liberalisme, die woke ideologie, kom vir jou gemeente, liewe pastor. En so verkeerd as wat dit voel om dit vanoggend te sê, kom dit nie net deur die strukture van die wêreld nie, maar dit kom na jou kant toe deur die strukture van die institusionele kerk. Die haat van die hel se vuur is gerig op jou kudde. Jesus het gesê, pas my skape op. Waar is jou staf, dominee? Waarmee jy liefdevol soos die herder dan, die wat uit lynheid is, net weer terugtrek om belyn te word met die hartklop van God. En waar is jou stok dan, liewe predikant? As Jesus homself vir die mense gegee het wat onder jou sorg is, hoe kan jy nie ook jouself gee terwille van hulle beskutting en terwille van hulle behoud nie? Hoekom is jy so afwesig? Hoekom is jy so eenkant? Hoekom is jy so stil? Hoekom is jy so apaties? Hoekom is jy bang? Hierdie pastor verskaf aan sy mense goddelike versekering. Met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Dis die mooiste beeldspraak
Die gedagte is sag, tasbaar, aanvoelbaar, die emosie van God hier, dis aanneemlik. Die woord volg in die 6de vers, dra baie sterk die gedagte van om warm op iets se spoor te wees. En dan kom sê Dawid, die guns van God, sy glimlag, is warm op my spoor, dis voortdurend agter my, by my. Die guns en die goedheid van die Here agtervolg my. Geseënd is julle met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die volle som totaal van God se goedheid en God se guns het jou deel geword. Aan jou verskaf, aan jou gebied, in die persoon van Jesus Christus, se werke en verdienste. Goedheid tegnies verwys na om vir iemand iets te gee wat hy nie verdien nie. Guns verwys meer na om te weerhou wat hy wel verdien, en dis wat God doen, en Jesus gee hy aan ons wat ons nie verdien nie, en as gevolg van Jesus weerhou God van ons wat ons wel verdien. Die bedoeling agter guns hier is om te praat of te getuig van iets wat rotsvas is, bedoelende die liefde van die Here, die herder van die hemel, die liefde van God vir sy mense is onwankelbaar vas. En wat hy in die vooruitsig stel, is die tuiste van sy mense by hom. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, en die see en alles wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Julle harte moenie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sê ek dit vir julle, maar ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal ek julle neem, sodat julle kan weet waar ek is. Daar is die versekering van die hemelse pastor. En na gelang hiervan moet jy jou gemeente bedien. Jy moet seker maak hulle weet waarop alles afstuur. Hulle burgerskap is by God veilig bewaar in Christus, onwankelbaar, vas. Hulle kan hiervan verseker wees. Jy moet dit onthou as man wat in die bediening van die Here staan. So ek wil vanoggend vir jou sê, gaan versinnebeeld die pastorskap van God daar waar hy jou geroep het. Gaan versadig die kudde van die Here Christosentries. Gaan verfris die mense van die Here Jesus gesentreerd. Gaan verkook die kudde van God met sy beeld en met sy verheerliking as jou enigste motief en as jou enigste strewe. Gaan verskans hulle teen die bedreigings en teen die gevaar van die wêreld en ja, ook die kerk. En gaan verseker hulle dat hulle te midde van al hierdie dinge veilig is en bly in die hande van die een wat hom vir hulle self geskep en gekoop het, want Jesus het gesê, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. En mag die pastorskap van God vandag die transformerende moment wees in die pastorskap wat jy aan jou mense bied, tot lof van die Here se heerlikheid. Ons Vader wat in die hemel is, mag die woord van die Here weer klink in die harte van die Here se mense, en in besonder dan in diegene wat vandag hier sit met die oortuiging dat hulle 'n roeping het van God, en ja sê, nie Here omdat hulle dit kies nie, maar omdat die bediening hulle gekies het,
Omdat U hulle vir Uself afgesonder het, mag U woord weer klink in hulle harte, mag hulle in so 'n hoedanigheid gaan wees waar hulle is, dat die herderskap wat vanuit die hemel kom, vir die mense onder hulle sorg 'n belewenis raak op aarde. Mag ons dan vandag na gelang van U woord teruggaan na ons kerke toe en dat ons dan gestalte gaan gee aan die pastor wat God vir sy kudde is. Ons wat die onderherders is van die opperherder, sodat U ons dan ook daarin kan verheerlik. Grafeer U woord uit op die diepste dele van ons wese. Wees vandag, Hemelse Vader, sensitief vir U seun. Rig U oë op Christus Jesus, want sou U dit doen, sou daar geen ander rede wees vir U as om te antwoord op dit wat ons bid nie, maar dat die Vader in die Seun verheerlik kan word. En ons vra dit met 'n verwagting op grond van Jesus se persoon en werke. Amen.